Welkom by die Bonero Families podcast. As jy al lank deel is van die Bonero familie, dan sal jy weet, hierdie podcast vorm deel van 'n playlist. Dis video's, posts en podcasts wat julle help om as 'n gesin geestelik te groei. Kyk uit vir die ander playlist items op ons app en sosiale media platforms. Soek NG Bonero Park op die Church Center app, Facebook, Instagram en YouTube. NG Bonero Park is 'n plaaslike gemeente naby die Ouer Tambo lughawe en hierdie is jou hawe waar God ons inbring, versorg, toerus en uitstuur. Vandag praat ons oor ons gesinne se spanpraatjies. Die pep talk wat voor 'n groot wedstryd gebeur, is geweldig belangrik om seker te maak almal se koppe is in die game. Net so met gesinne ook saamgesels oor Jesus geloof en die lewe. En alledaagse dinge in en om die huis kan ons met hierdie gesprekke help. Terwyl Jesus op aarde was, het hy met 'n verskeidenheid mense oor geloof gepraat. Jesus het in die alledaagse dinge van die lewe 'n aanknopingspunt gevind of 'n waarheid met 'n alledaagse item soos sout, visvang of skape vergelyk. Deur 'n gelykenis te vertel of 'n metafoor te gebruik, het Jesus ruimte geskep dat die wat na hom geluister het of wat na sy woorde later sou lees, self oor die betekenis van die gelykenis of metafoor kon nadink en so by die gesprek ingetrek word. Die gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg is 'n voorbeeld van hoe Jesus twee dinge wat vir die mense baie bekend was, gebruik het om vir hulle iets meer van God se koninkryk te vertel. Kom ons lees gou saam in Matteus 13 vers 31 tot 33 en ons wil aanmoedig om as gesin ook hierdie stuk saam te lees en daar te chat. Kyk uit vir die post wat op pad is, wat ons met gesprekspunte help rondom hierdie stuk. Ek lees vir ons van vers 31 af. Hier is nog 'n gelykenis wat hy vir hulle vertel het. God se koningsheerskappy is soos 'n mosterdsaad wat iemand in sy tuin geplant het. Dit is die kleinste van al die saadsoorte, maar as dit groei, word dit groter as al die ander plante in die tuin. Dit word so 'n groot boom, dat die voëls in sy takke kan kom nes maak. Hy het ook die volgende gelykenis vir hulle vertel. God se koningsheerskappy is soos suurdeeg, wat 'n vrou gebruik het om 'n brood te bak. Al het sy net 'n bietjie suurdeeg in 'n groot baksel meel ingewerk, het dit uiteindelik alles deursuur. In die volgende verse lees ons hoe Jesus altyd gelykenisse soos hierdie gebruik het om met die mense te praat. Hy het, om waarheid te sê, nooit sonder 'n gelykenis met die crowds gepraat nie. Albei hierdie vergelykings was verrassend, want die koninkryk werk anders as wat die mense verwag het. Die mense van Jesus se tyd het gedink die koninkryk van God sal met magsvertoon aanbreek. Die mosterdsaadjie is egter klein en nederig en groei met ter tyd. Mense het gedink die koninkryk sal met 'n groot skouspel aanbreek. Maar die suurdeeg se invloed is onsigbaar, hoewel kragtig. So ons het geleentheid om iets soos 'n mosterdsaad of suurdeeg of so te gebruik, om vir ons te help verstaan hoe die koninkryk werk. En ons het in ons ander video op ons playlist, het ons gepraat oor alledaagse items wat ons help om God se karaktereienskappe beter te verstaan of ons eie te maak. So maak gebruik van hierdie normale goed, dinge om jou. Dit vat bietjie dinkwerk, dis bietjie kreatiwiteit, maar dis nodig sodat ons God goed kan beter verstaan en so groei ons geloof. So ons het 'n geleentheid om gesprekke te voer sodat ons almal op dieselfde bladsy is, ons koppe in die game is, dat ons as 'n geloofgesin, 'n geloofsfamilie kan groei, geestelik kan groei, nader aan Jesus kan groei. So geniet julle gesprekke, kuier lekker saam en vind mekaar in die saampraat. Hierdie podcast is opgeneem om gesinne te help met geloofsvorming en vorm deel van die Bonero familie playlists. Kyk uit vir die ander playlist items op ons app en sosiale media platforms. Soek NG Bonero Park op die Church Center app, Facebook, Instagram en YouTube. NG Bonero Park is jou hawe waar God ons inbring, versorg, toerus en uitstuur.